Op Sondag 25 Januarie het die Afrikaanse Protestantse Akademie hulle jaarlikse openingsgeleentheid gehad tydens 'n erediens by die AP Kerk Pretoria Oos. Hierdie geleentheid was 'n besonderse geleentheid, nie net omdat dit die opening van die akademiese jaar was nie, maar ook omdat dit die legitimasie was van Marno Steyn, wat pas afgestudeer het en gereed is om in die bediening in te gaan as predikant. En is my voorreg om vandag 'n bietjie saam met Marno te kuier en hom aan die kerkverband bekend te stel. Marno, lekker om jou hier te hê. Dankie doen. Vertel ons bietjie, jy is getroud met Trudy en jy is nou gereed om die bediening in te gaan, maar waar het die roeping vir jou gekom om 'n predikant te word? Dis 'n moeilike vraag, dominee. Ek dink dit was iets wat maar lewenslank daar was aan die agterkant. Maar eintlik eers hier in matriekse kant wat dit regtig begin groot word het dat ek dit wil doen. Ek wou eintlik eers IT gaan studeer het en toe die Here dit so bestem dat ek ook inkom terselfdertyd by die AP Akademie en toe van daar af het hy dit elke keer net bevestig, die roeping. Ja, dit is wonderlik hoe hy dit op verskillende maniere, tye en plekke bevestig. En natuurlik, nou moet daardie inwendige roeping ook met 'n uitwendige roeping na 'n gemeente toe bevestig word en ons bid dat jy sommer spoedige beroep sal kry, sodat jy ook in die kerkverband in die Here se diens kan staan. Maar om nou gereed te maak vir die bediening is natuurlik 'n uitdagende taak, nee, en mense is maar tydjie bietjie op jou senuwees, het 'n holkol op die maag. Vertel bietjie vir ons, wat maak jou opgewonde oor die bediening en waaroor is jy bekommerd? Ek dink wat my opgewonde maak is om die woord elke Sondag te kan bedien aan die mense, om dit oop te breek, dat mense dit kan verstaan, maar terwyl ek dit sê, is die ding wat my die bangste maak ook vir die bediening, is om mense dalk in die verwarring te bring deur iets verkeerd te sê, of iets en mense eintlik dan met groter twyfel te laat as met versekering oor die skrif. Dit is iets wat ek dink, 'n tipe spanning wat 'n mens altyd nodig het as 'n predikant. Tussen hierdie twee goed wat jy nou pas genoem het. Nee, aan die een kant die begeerte om die woord te bring, maar aan die ander kant ook die versigtigheid, want ons is op heilige grond wanneer ons met die woord van die Here besig is. Nou, jy word nou deel van is deel van die AP Kerkverband, maar ek bedoel, jy gaan nou deel raak van die predikante korps as jy beroep ontvang. Wat maak jou opgewonde daarvan om deel van die AP Kerkverband te wees? Ek dink die onderlinge samesyn wat daar is, daai liefde wat daar so is, nie net vir die woord van God nie, maar ook vir jou kultuur, jou volk, om dit ook te sien hoe God jou daar binne geplaas het en om daar uit ten volle te kan dien. En as jy nou 'n bietjie toekomsblik kan gee, 'n ideale prentjie, 'n droom vir die kerkverband, wat sal dit wees 10 jaar, 20 jaar van nou? Ek dink as ek dit in 'n idioom half kan uitdruk, dan is dit om die geskreef van stilte te verander in die geskreef van kinders. Verbondsmatig, 'n kerk wat besig is om meer ou mense te hê, dalk te sien wat skuif na 'n jonger kerk toe met meer jong mense, meer babas in die kerk. Hoe kry ons dit reg? Dit is 'n goeie vraag. Trou en kry kinders is seker een antwoord, maar wat sê jou strategie wees? Wel, ek dink 'n goeie begin is om self as 'n voorbeeld 'n predikantspaar te wees wat die voorbeeld stel vir die gemeente. Van 'n groot gesin, is dit wat jy bedoel? Wel, so groot is die Here wat seën. Ja, ons hoop dat dit vir julle so sal wees en dit is inderdaad so, maar ek dink dit gee vir ons ook iets om oor te dink binne die kerkverband, want waar wil ons wees oor 10 jaar, oor 20 jaar? Maar baie dankie dat jy saam kom kuier het en ons bid saam met jou en Trudy dat die Here spoedig 'n beroep oor julle pad sal bring en dat hy julle sal gebruik tot sy eer en tot uitbreiding van sy koninkryk. Sterkte.